bring ek 'n boodskap by 'n gemeentese konferensie in Kaapstad. En dit was eintlik 'n soort van internasionale konferensie, want daar was, as ek nou reg onthou, mense uit 22 lande, onder andere wat die konferensie bygewoon het. Baie van hulle was mense wat betrokke was in verskillende soorte bedienings, sendelinge met ander woorde. Van hulle was betrokke by wat genoem word sportbediening. So hulle sal byvoorbeeld by Olympiese spele of 'n wêreldbeker of by sulke groot internasionale sportbijeenkomste sal hulle die evangelie aan mense verkondig. En van hierdie mense het gekom van China en Korea en die Oekraïne en Bangladesh en Nigeria. 22 lande. En dan was daar by die konferensie 'n swart man met die naam van Tsepe. Tsepe was van Soweto. En hy het tydens die konferensie het hy vir ons sy storie vertel. Hy vertel dat hy groot geword van kleins af daar in die agterstrate en die agterbuurtes in Soweto. Hy het van kleins tyd af geleer dat hy moet beklei om aan die lewe te bly, om homself te verdedig. En so het hy natuurlik van kleintyd af het blootstelling gehad aan bendes en aan bende geweld. En toe hy nog baie jong was, toe was hy al lid van 'n bende. En so het hy homself deur sy aggressie en deur sy vermoë om te kan beklei, om te kan oorleef, het hy homself opgewerk in hierdie bendestruktuur, totdat hy later dan self 'n bende gehad het, wat uit 10 mense bestaan het. Hy plus 9 ander. En hy sê, hulle was 'n gewelddadige bende. Hulle het hulle inkomste, hulle baie geld gemaak deur afpersing, deur te roof, en deur te moor, en hulle het 'n skrikbewind gevoer in Soweto. Dit is al nie moeilik en ook nie snaaks om mense net voor die voet dood te maak as hulle in hulle pad gekom het. Maar as gevolg van hulle gewelddadige bestaan, kan mens amper sê, het hulle natuurlik met die polisie te doen gekry en ook met ander inwoners, en so van hulle begin hulle lewens verloor. Hy sê een vir een het sy bendelede het hulle lewens verloor in hierdie geweld. En uiteindelik sê hy, was net hy oor. Nou onthou dit so goed, ek sal altyd onthou hoe hy het gesê, ons was 10, en nou is ons net 1. Net hy is oor. En toe vertel hy, dat dit die feit dat net hy oor was, en hy gesien het hoe al sy bendelede en sy vriende hulle lewens in hierdie geweld verloor het dit om 'n vraag laat ontstaan. En die vraag het hy so verwoord, hy het gesê, hy het die vraag aan sy gemoed gehad, why do I still have breath in my nostrils? Waarom haal ek nog asem? Waarom is ek nog hier? En die ander 9 is weg. Wat maak ek regtig hier? Hoekom is ek hier? En so begin sy soek na die redes. Hoekom hy nog asemhaal? Hoekom hy nog hier is? En uiteindelik, toe kom hy tot geloof. En dis hoekom hy by die konferensie was. Want hy ontmoet en hy leer ken en hy begin volg die Here Jesus. En hy begin die evangelie verkondig nadat hy tot geloof gekom het. En hy kon vir mense vertel dat God mense nuut maak. Dat hy mense oormaak. Dat hy van hulle nuwe mense maak. Want kyk na my lewe, kom sê hy gesê. Why do I still have breath in my nostrils? Vra sê hy. Nou kan ek en jy sê sy vraag vanaand beantwoord, wonder ek. Kan ons? Kan ek en jy vanaand die vraag beantwoord, waarom is ek en jy nog hierso? Kom ons
was U met elkeen van ons op een of ander manier besig. Het ons allemaal op een of ander manier U beleef in hierdie tyd. Miskien iets gehoor wat U op ons hart druk. Miskien het U in hierdie tyd vir ons bemoedig, ons geloof versterk, so het ek gebid in die begin. Maar Here, miskien het U ons ook in hierdie tyd aangespreek en vir ons gewys op plekke en areas van ons lewens waar ons miskien nie vir U toelaat om te heers, om in beheer te wees. En Here, ons ook seker as ons eerlik is met onsself, moet ons ook by tye erken dat ons nog steeds iets van Genesis 3 se nalatenskap baie keer vir die wêreld wys. En sekerlik, Here, moet ons ook in hierdie tyd vir mekaar kon bely, teenoor mekaar kon bely en teenoor U kon bely, dat ons nog steeds baie keer dit doen wat ons nie graag wil doen nie. En Here, dat ons aan die einde gekom van Pinkster 2026. En Here, ons wil na vanaand hier weggaan met 'n baie duidelike begrip en 'n verstaan en 'n boodskap van hoekom ons wat vanaand hier by mekaar is, nog asemhaal. Hoekom dit so is dat ons nog in sekere woorde asem in ons neuse het. Met die vraag, Here, wat wil U met ons doen in ons lewe? Hoe wil U ons gebruik na hierdie Pinkster? Waarom is ons nog hier? So Here, my gebed vanaand is dat U deur die werking van die Heilige Gees vir ons sal help om elkeen beter te verstaan hoekom het ons nog asem in ons neus. Amen. Ons tema vir vanaand, laaste tema, is, ek het gisteraan gesê, miskien 'n vreemde tema wat vreemd val op die oor tema is, en as jy mooi kyk. Nou natuurlik sal mense nou kan vra, waar op aarde kom jy nou aan so 'n vreemde tema? Waar kom jy aan? Nou ons het 3 dae lank nou al gekyk van Sondag aand af by die groot kosmiese drama. En ons het in die begin ook ons nou vir mekaar kon sê, ons het dit ook kon noem die drama van die lewe. Dis waarmee ons nou besig was tot vanaand. So Sondag aand het ons gesê dat te midde van die gebrokenheid in die wêreld is God aktief besig in hierdie drama. Hy is besig om sy herstelplan uit te voer. En die kragtigste bewys daarvan dat hy ons nie aan ons lot oorlaat nie, is die feit dat hy vir Jesus gestuur het. Maandag aand het ons gesê, ons as gelowiges moet iets van God se koninkryk, van sy heerskappy, van gehoorsaamheid aan sy wil, moet ons deur ons lewens vir die wêreld wys. En gisteraand het ons afgesluit met die vraag, wat is ons werklik op die verhoog? Is ons 'n voorsmaak van Openbaring 21 deur te wys dat God nuut maak, dat hy ook my lewe nuut gemaak het? Of is dit dalk 'n nasmaak van Genesis 3 se sonde en se stikkindheid? En nou is ons Pinkster reeds amper verby. Maar van hoe laat moet ons nog weer 'n slag na die kosmiese verhoog kyk? En as ek mooi kyk, dan sien ek iemand op die verhoog. Dis 'n persoon wat ek baie goed ken. En daardie persoon is ek self. Want jy sien, ek en jy is ook daar. Ek en jy is lewensgroot op die kosmiese verhoog. Want ek en jy haal op asem. Ek en jy is ook deel van God se draaiboek. Ook op die verhoog met 'n goddelike doel. Ook deur God geroep. Ook op die verhoog omdat God my in sy heelmaat plan
verhoog, omdat ek nie sommer net toevallig hier is nie. Omdat my lewe nie net 'n ongeluk is nie, 'n per toeval is nie. Maar ek en jy is hier omdat ek en jy 'n rol het in God se drama. Maak nie saak hoe oud ons is nie, maak nie saak hoe jonk nie, maak nie saak of ek ryk of arm is nie, maak nie saak of ek geleerd of ongeleerd is, of hoe ek myself ook al sien. Ons almal is op die verhoog met 'n rol, want ons het almal nog asem in ons neus. Soos CP ontdek het. Ons tema, en as jy mooi kyk. Nou, ek moet tog miskien maar net vir julle sê, vir meer as 3 weke werk ek en bid ek en dink ek aan die boodskappe vir hierdie Pinksterreeks by Modderrivier Visie. Dis wat ek elke dag gedoen het. So my plan was om vandag, net soos die vorige dae wat ek nou hier is, net my boodskap af te rond vir vanaand. Maar onverwags ervaar ek vanoggend dat die Here my oortuig dat ek vanaand se boodskap moet verander. Dat dit wat ek beplan het vir 3 weke lank om vanaand te doen, nie is dit moet doen. Dat ek vanaand moet afsluit met 'n ander benadering, met ander inhoud, maar met dieselfde tema. En ek moet sê, dit was nogal vir my spanningsvol om 11 uur vanoggend te ervaar dat vanaand se boodskap moet heeltemal verander. En die styfies wat ek voorberei het, is ook nie meer van toepassing nie. So op grond van ons tema vanaand, ek en jy wat onsself sien op die verhoog, wil ek afsluit met 'n paar perspektiewe wat baie na aan my hart is, baie naby aan my hart leef, en eintlik is ek dan op die ouend vanaand besig om 'n stukkie van myself met julle te deel. En daarom is my benadering by hierdie laaste geleentheid iets wat anders, en wil ek vanaand graag so prakties as moontlik wees, sodat dit is my gebed, dat as ons vanaand hier uitstap aan die einde van hierdie Pinksterreeks, dat ons iets beter kan verstaan van dit wat die Here met elkeen van ons wil doen in sy drama. So kom ons begin en dan lees ons Johannes 20 en ek gaan vir ons lees van vers 19 tot vers 22. Nou net ter agtergrond, die toneel speel af op die Sondag van Jesus se opstanding. So ons moet onsself in daai toneel kan indink op die kosmiese verhoog. Vers 19. Dit was al laat die aand op daai eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Jy sien, hier gebeur iets reeds in hierdie bovertrek van Pinkster. Nou die prentjie wat ons nou voor ons kan sien en kan visualiseer op die verhoog, is 10 bang, wegkruipende disippels wat bevrees sit agter 'n deur wat gesluit is. Dis 'n somber prentjie. Dis 'n donker prentjie. Daar's nie 10 van hulle. Want Judas is natuurlik nou nie meer deel van hulle nie. Weet nie regtig op hierdie stadium of hy homself al gehang het en of hy nog besig was om dit te beplan nie. En Thomas is ook nie daar om een of ander rede by hulle as 'n groep nie. En dan agter hierdie deur sit hulle laat aand en dan verskyn Jesus tussen hulle. En ek het nogal vandag gedink hierdie woord tussen hulle
sê nogal baie. Dis nie asof hy daar op 'n afstand gaan staan het net daar teen die deur en daarvanaf met hulle begin praat het nie. Hy gaan staan tussen hulle. 'n Mens kan jou nou die verbuistering en die verwarring en die onsekerheid en seker ook die vrees voorstel wat tussen hierdie patetiese groepie manne moes wees. Toe jy hierdie figuur hier sien staan agter 'n deur. En dan groet Jesus hulle met die woorde: vrede vir julle. Vrede vir julle. En dan doen hy iets wat die hele atmosfeer in daardie vertrek verander. Hy wys vir hulle die merke van sy kruisiging. En dit oortuig hulle dat dit Jesus is, dat hy opgestaan het en dat hy leef. En dat ons gelees, nou is hulle verheug en hulle is vol vreugde en hulle is opgewonde natuurlik. So lees ons in die draaiboek. En dan herhaal hy sy vredesgroet en dan sê hy: soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. En hierdie woorde het die disippels se lewens verander. Ons kan maar mooi gaan kyk na die geskiedenis. Hierdie woorde het hulle lewens vir altyd verander. Dit het die wêreldgeskiedenis verander, hierdie sin van Jesus. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. En dit behoort ook jou en my lewe te verander. As ons hierdie woorde reg verstaan. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Die disippels word op daai moment word hulle gestuurdes. En wat meer is, ek en jy word ook gestuurdes. Want jy sien, wanneer Jesus met hierdie 10 manne praat, dan sê hy ook vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En dan word hierdie eintlik soos die geboortemoment van die kerk in die Nuwe Testament. Uit hierdie gestuurdes wat daar by mekaar is, wat nou so pas, nog bang en verskrik was, en by mekaar daar gesit het, en nie geweet het van môre hoe dit gaan wees nie. Hulle word nou gestuurdes, en hulle getuienis maak dat die Nuwe Testamentiese kerk ontstaan. Hulle getuienis maak 2000 jaar later, dat jy vanaand hier sit en ek vanaand hier kan staan. So Jesus praat eintlik, kan 'n mens byna sê, met die pasgebore Nuwe Testamentiese kerk. En dis praat hy ook vanaand met jou en met my. En met elke ander gelowige, deur al die eeue van toe af, tot vandag. Wanneer hy sê, so stuur ek julle, dan praat hy ook vanaand met jou en met my. En daardie wete, as ons dit nou vir onsself toeëien, en nou nie hier sit en sê, nee, maar die Here praat sekerlik nie met my nie. Maar as jy nou hier sit op hierdie moment, en ek hier staan en sê, Here, dit is so, ek weet, U praat ook met my deur hierdie woorde. Dan verander dit die hele verstaan van my rol in hierdie kosmiese drama. Dit verander waarom ek myself sien is nog hier. Dit verander hoe ek dink oor waarom ek nog asemhaal. Dis een van die ingrypendste ontdekkings, dink ek en glo ek, wat enige gelowige kan maak, is wanneer hy sy tot daardie besef kom. Ek is hier as 'n gestuurde van die Here Jesus. Ek het al gesien hoe dit gemeentes verander. Hoe dit gemeentes verander wat sukkel. By een dominee vriend praat altyd van vasgeloopte gemeentes. Soos gemeentes wat amper in 'n muur al vasgeloop het en nie meer weet hoe vorentoe en waarheen nou nie. Die ontdekking van 'n gemeente as God se gestuurdes verander gemeentes. Ek het al gesien hoe verander dit die lewens van mense, van individue. As ek by die punt in my lewe kom, dat ek verstaan, ek is 'n gestuurde van die Here. En ek kan vanaand hier voor jou staan en sê, ek het dit in my eie lewe ervaar. Hoe dit my lewe verander
Nou wat beteken dit nou in die praktyk? Ek wil 'n voorbeeld gebruik en ek hoop nie die voorbeeld gaan op 'n manier vir jou half onverstaanbaar wees of vreemd klink nie. Maar om te weet dat ek 'n gestuurde van die Here Jesus is in die praktyk, het praktiese implikasies. Anders sou dit nie my lewe verander het nie. Kom ek neem die voorbeeld van, sê nou maar ek is 'n boer. Sê nou maar ek is 'n boer. Dan beteken dit as ek verstaan dat ek 'n gestuurde van die Here is, dat ek sal begin verstaan dat ek nie eerstens 'n boer is nie. Dis nie wat ek is nie. Maar ek is 'n gestuurde van die Here. Ek is nie 'n onderwyser nie. Maar ek is 'n gestuurde van die Here. Maak nie saak wat jou beroep is of wat jy doen nie. Dis nie wat jy is nie. Jy is 'n gestuurde van die Here. En wanneer iemand dan vir my vra wat ek doen, met ander woorde, wat se werk doen jy, waarmee is jy besig? Dan moet elkeen van ons eintlik kan sê, ek is 'n gestuurde van die Here. Ons is almal daarmee besig. Ek is 'n gestuurde wat my roeping uitleef as 'n boer, ja. Ek is 'n gestuurde wat my roeping uitleef in die onderwys, ja. Maar ek is eerstens 'n gestuurde. En luister 'n bietjie, dis nie woordspeling waarmee ek besig is nie. Dit is 'n radikale verskil. Ek is met ander woorde nie 'n boer wat deur die Here gestuur word nie. Ek is 'n gestuurde van die Here wat boer. Dat is 'n groot verskil. 'n Gestuurde van die Here wat onderwys gee. Dis 'n fundamentele verskil. Ek leef my gestuurdheid uit, met ander woorde, in die onderwys, in die boerdery, agter die kasregister, in my spreekkamer as ek 'n dokter sou wees. As gelowiges self so sien op die verhoog en so leef op die verhoog, dan sal die wêreld 'n ander plek word. Ek het geen twyfel daaroor nie. Want dan sal dit beteken dat elke gelowige in die wêreld verstaan dat hy of sy eerstens 'n gestuurde van die Here is, soos wat die Jesus vir die disippels gesê het in Johannes 20, vers 21. Die wêreld sal 'n plek word wat al hoe meer 'n voorsmaak sal wees van Openbaring 21 wat nog kom. Jy sien, dit maak so 'n groot verskil dat wanneer ek in die oggend my oë oopmaak as ek wakker word, hoe word ek wakker? Word ek wakker met die gedagte in my kop, ek is 'n boer, of ek is 'n gestuurde van die Here? Dis hoe groot die verskil is. 'n Boer wat heeltyd daarop ingestel is, dat die Here my wil gebruik, as sy gestuurde, ook as 'n boer. Hy wil my gebruik om verandering te bring, oral waar ek gaan. Kan ek dit so illustreer? Ek en jy word daagliks op een of ander manier 'n deel van 'n groep mense. Ek gebruik maar die woord groep. Ek het probeer om 'n skryfie daarvan te maak. Jy kan sien, baie groepe mense wat so met mekaar staan en gesels. En dit gebeur met jou en met my elke dag. Want elkeen van ons is op hierdie oomblik, is ons nou deel van hierdie groep in hierdie kerkgebou. En net nou as ons hier uitgaan en ons is in die konsistorie en ons druk daar sop, dan staan jy met iemand in gesels of weer is een, dis weer 'n groep. So wanneer ek en jy tuis is, met jou man of met jou vrou of met jou kinders, ander mense, dan is dit weer 'n ander groep. En soos jy môre rond beweeg, dan word jy heeltyd deel van verskillende groepe. Soms is die groepe groot, soms is dit klein. Net jy en iemand anders. Groepe het ook 'n leeftyd. Ons groep hier in die kerk gaan nou bestaan vir so 'n klein bietjie langer as 30 minute vanaand. En hierdie groep sal nooit ooit weer na vanaand so by mekaar wees soos wat dit vanaand is.
nooit weer nie. Miskien gesels jy met iemand net vir 'n minuut, dan beteken dit dat daai groep van jy en iemand anders het net vir 'n minuut bestaan. As jy so begin dink, dan gaan jy agterkom met hoeveel groepe jy elke dag op die verhoog gesien kan word. Groot groepe, klein groepe, groepe wat langer hou, groepe wat se leeftyd kort is. Groepe waarvan ek en jy elke dag deel is. Om dit baie prakties te maak, as jy in 'n ry staan by die supermark, dan is jy deel van 'n groep. As jy golf speel, is jy deel van 'n groep. As jy met vriende kuier, is jy deel van 'n groep. As jy in 'n vergadering is jy deel van 'n groep. Heeldag is ek en jy deel van verskillende groepe met verskillende leeftye. Nou, hoekom sê ek dit? Hoekom is dit belangrik om ons gestuurdheid te verstaan? Want as ons vanuit hierdie hoek na onsself op die kosmiese verhoog kyk, dan kry jou lewe en my lewe skielik ander betekenis. Wat nog 'n belangrike eienskap van alle groepe is, dat almal van hulle het 'n geestelike karakter. 'n Groep Christene wat Jesus volg, se geestelike karakter is anders as 'n groep ateïste wat iewers by mekaar is. Dis ons vanselfsprekend. Kom ons sê die Christene wat by mekaar is, hierdie Christengroep, se geestelike karakter is lig. Wat God is lig. Dis die aard van hierdie groep. Maar 'n ongelowige groep se geestelike aard is donker. Want God is nie daar nie. Want God heers in 'n groep. Wat hulle gedrag en hulle denke en hulle optrede so is, dat die lig daar is in daardie groep. En waar Genesis 3 heers in 'n groep, is daar duisternis. Soms bevind ek en jy onsself in 'n groep waar die duisternis oorheers, waar Jesus nie erken word nie en waar hy nie gevolg word nie. En so kry ek en jy deur ons lewe heeltyd te doen met groepe waarvan die geestelike aard verskil en waarvan ek en jy op stadiums deel word. Nou, ek gaan probeer om dit baie prakties nou met 'n voorbeeld vir jou te verduidelik. Wanneer ek op 'n stadium ek vir Elise en vir ons kinders hierdie storie van die groepe verduidelik, want eintlik word dit in die teologie redelik sterk verkondig wat ek nou vir julle vertel het. Ek het nou maar die woord groep gebruik, maar in die teologie praat hulle van 'n sisteem. Ons is vanaand hier by mekaar as 'n sisteem. Ons gaan net daar binnekant ook weer wees as verskillende sisteme. En ek het een aand aan die tafel het ek vir Elise en vir die kinders vertel van hoe radikaal is hierdie begrip, hierdie verstaan van die feit dat ek en elkeen van julle in my gesin môre aan 'n klomp groepe, sisteme, blootstelling gaan hê. En op daardie stadium het hulle 'n Bybelstudiegroep of gespreksgroep gehad van jong Christene in Kimberley. En hulle het 'n keer 'n week in die aand by mekaar gekom. En onder andere in daai groep het hy een aand vir hulle gesê, hy het die storie van die groepe vir hulle verduidelik en vertel. En vir hulle gesê, elkeen van ons was vandag aan verskillende groepe blootgestel. Sommige van die groepe waarin ek en jy vandag was groepe waarin daar donkerte was. Omdat die Here Jesus nie daar erken word nie. Omdat hy nie daar heers nie. Want mense hom nie daar toelaat om te heers nie. Maar natuurlik was ons ook 'n groep soos wat ons vanaand hier by mekaar is, waar die lig van die Here Jesus is. So dink ek bietjie aan watter groepe jy vandag blootgestel was. En ek het nou nog so 'n kaartjie in my Bybel wat hy vir hulle uitgedeel het die aand en gesê, merk 'n bietjie daar in watter groepe was jy vandag, waaraan was jy blootgestel. En in daai groep van hulle daai aand was daar 'n jong meisietjie, sy is 'n dokter, wat haar sogenaamde Zuma-jaar hier in Kimberley kom doen het. En sy het na die tyd vir hulle gesê, maar dis nie wat sy eintlik wou doen nie, sy wil nie in Kimberley wees nie. Sy wou haar Zuma-jaar op 'n ander plek gedoen het. En toe op een of ander manier beland sy in Kimberley, waar sy regtig nie graag wil wees nie. Allerminst in Kimberley se hospitaal wil sy wees. En toe sy daardie aand hierdie ding begin verstaan,
dat die Here het my gestuur hiernatoe, omdat ek hier 'n verskil moet kom maak, omdat ek 'n verskil moet maak in groepe waar daar donkerte is, het sy begin verstaan hoekom is sy in Kimberley. Dat die Here 'n doel het met haar lewe in Kimberley se hospitaal, omdat sy in sale kom waar daar mense is wat nie die Here Jesus ken nie, waar daar duisternis is, waar daar donkerte is, en sy is so toe gestuur om lig daar te bring. Verskil in haar lewe gemaak. Gestuur deur hom om sy lig te bring. En so stuur die Here Jesus ook vir jou en vir my, om deel te wees van al hierdie groepe waarvan ek en jy elke dag blootstelling het, en waar ek en jy 'n verandering moet bring, waar ek en jy moet lig bring. Sien jy wat is jou en my rol as 'n gestuurde op die verhoog? Ek en jy is eintlik veranderingsagente. Mense wat verandering moet bring in hierdie wêreld. Maak ek met ander woorde 'n groep waar ek kom ligter deur my teenwoordigheid, of maak ek dit donkerder? Hierdie verstaan van my rol as 'n gestuurde het my persoonlik, het my gesindheid begin verander toe ek begin agterkom, as ek ook in 'n ry staan in 'n supermark, as ek ook deel van 'n groep. En waar ek normaalweg van nature daar staan, en ek is onvergenoegd, ek hou nie van rye nie, my geduld is min, ek wil nie daar wees nie. Het ek tot die besef gekom, maar hoekom staan ek daar? Die Here het my ook hier gestuur om 'n verskil te maak hier waar ek staan in 'n ry. En stadig het verandering wat my begin bring, deur miskien met die mense voor my of agter my te begin praat, om te vra, hoe gaan dit met jou? Iets wat ek vroeër nooit sou doen nie. Want ek het begin verstaan, ek is in 'n groep waarin ek gestuur word deur die Here, nie toevallig nie. Nie eerstens om te kom inkopies doen nie, maar 'n gestuurde wat 'n verskil moet bring, wat lig moet bring, wat die wêreld anders moet maak. Julle is die lig vir die wêreld, sê Jesus. Hoe bring ek en jy lig in groepe? Dit gebeur deur die werking van die Heilige Gees. Jare gelede het 'n vriend van my op 'n groot konferensie in Kimberley gehad, en ek het 'n vriend van my wat 'n sendeling was, steeds is, het ek genooi as een van die sprekers. En hy het die aand daar in die Kimberley Theater, daar was baie mense, het hy gepraat oor die Heilige Gees in my lewe. En hy het hierdie praktiese voorbeeld gebruik. Hy het 2 mense vorentoe geroep, of hy het net 1 vorentoe geroep. En hy het gesê vir almal wat in die theater was, het gesê, verweer julle vir 1 oomblik, dat hierdie man is 'n gelowige, en verweer julle net vir 1 oomblik, dat ek stel die Heilige Gees voor. So hier is 'n gelowige, en hier is die Heilige Gees. En toe sê ek hierdie man waar daar staan, hy sê, ek gaan op jou rug spring, as illustrasie. En dan loop jy met my hier voor in die theater, dat die mense kan sien, ek sit op jou rug. Toe sê hy, wat gebeur nou? Hierdie man, hierdie Christen, het die Heilige Gees. Want ek stel die Heilige Gees voor. Ek is op sy rug. Hy loop met my rond, hy het die Heilige Gees. En toe sê hy, dat ek afklim, en toe sê hy vir die man wat daarvoor, wat hom pas op sy rug gehad het, toe sê hy, spring jy nou op my rug. Toe vraag hy, wat is die verskil? Die verskil is groot, nee. Nou het die Heilige Gees vir my. Dit is dramaties anders in my lewe as dit so is. As die Heilige Gees my het, met my rondbeweeg, met my in 'n groep ingaan, met my in 'n ry gaan staan. Nie ek met die Heilige Gees nie, maar die Heilige Gees met my. Hy wat die inisiatief neem, hy wat die verandering bring, hy wat die lig bring, hy wat die verskil maak, hy wat die woorde in my mond lê, hy wat my krag gee, want ek het Pinkster geword. Die verskil as die Heilige Gees my het. Dis wanneer hy my lei, wanneer hy my gedrag beïnvloed, en my gedrag bepaal. Wanneer hy my woorde bepaal, dan word ek 'n ligdraer. 'n gestuurde wat verandering bring in 'n donker
Sondag na die erediens het een van die gemeentelede wat die argitek is, het my genooi om wel te eet te braai. En ek en hy daar by die vuur gestaan, en hy het my gesê, wie wat, ek het hierdie groot ideaal in my lewe, dat die Here my toch nog eendag in my lewe sal gebruik. En nou mooi hoor, dit is die woord. Ek het hierdie ideaal dat die Here my nog eendag sal gebruik. Ek sien in my geestesoog hoe hy my help om iewers in Afrika, by een of ander plek, by een of ander stam, by een of ander klomp mense, wat nie die evangelie het nie, om daar te gaan werk tussen hulle, en op so 'n manier die evangelie aan hulle te bring. Toe vra ek vir hom, as jy nou as 'n argitek vergaderings bywoon, terreinvergaderings, beplanningsvergaderings, is die mense saam met wie jy in hierdie vergaderings is dit altyd Christene? Toe sê hy, nee, om die waarheid te sê, ek dink baie keer is ek die enigste Christen daar. En toe sê hy vir hom, dan wil jy die Here moet jou iewers in Afrika stuur, terwyl jy elke dag tussen groepe mense kom, waar die Here nie geken word nie, met ander woorde donker groepe, en die Here stuur jou daarin met sy lig, om lig te bring. Jy het toegang tot daai groepe wat ek nie het, of iemand anders nie het nie, want jy is 'n argitek, jy is uniek, jy word gestuur om 'n verskil te maak. Jy sien, so word ons elkeen uniek geroep en gestuur. En ek wil eintlik nog afsluit, want ek kan nie anders afsluit met hierdie laaste gedagte nie. Ek het al so dikwels in die verlede ervaar dat baie gelowiges sê, dis alles goed en wel, jy kan praat oor hierdie sisteme of oor hierdie groepe, en jy kan praat oor Johannes 20 vers 21 in ons gestuurdheid. Jy kan oor al hierdie dinge praat, op 'n manier bly dit maar vir my teologie. Maar ek weet, die Here sal my nie stuur. Ek weet my waarheid sê, hy kan my nie stuur. Want ek ken myself. Ek is te hopeloos. Ek is miskien te oud. Ek kwalifiseer verseker nie om deur die Here gestuur te word nie. Daar is nie plek op die kosmiese verhoog vir iemand soos ek nie. Dis net hoe dit is. Ek is nie regtig vir die Here bruikbaar nie, ek kan nie praat miskien nie. Ek ken die Bybel so goed nie. Nee. Jy praat nie van my nie. En dan dink ek altyd daaraan, onthou jy hoe daardie, kan ek amper sê, bevreesde godloonaar, daardie man met die naam van Petrus, hoe het sy lewe op Pinksterdag verander? En hoe word hy die rots waarop die Here Jesus die kerk bou? Onthou, Pinksterdag, as jy dink, jy is nie goed genoeg om deur die Here gebruik te word nie. Want jy sien, soms gebruik die Here die skerwe, die stikkendheid van Genesis 3, om Openbaring 21 helder sigbaar te maak vir ons. Soms gebruik hy my juis as ek siek is, om vir ander mense genesing te bring. Soms gebruik hy my juis in my ouderdom, om vir ander mense te wys, dat daar sin en betekenis in die lewe is. Soms gebruik hy my juis op my sterfbed, om vir ander lewe te bring. Soms gebruik hy my kan nie verstaan omstandighede, om sy groter doel deur my lewe te bereik. Ek het die liefste gestremde dogter, en ek onthou destyds toe sy gebore is, amper 46 jaar gelede, was dit vir ons ook, en vir my ook, van daardie kan nie verstaan omstandighede. Het ek ook baie vrae gevra die hoekoms, en hoekom met ons? Wat wil die Here nou hierdeur doen? Hoe is dit moontlik dat dit kon gebeur het? Ek onthou baie keer vir mense daarna al gesê, ek het in daai eerste weke gedink, ek sal nooit in my lewe weer kan lag nie.
Ek sal nooit weer vrede kan beleef nie. Want ek loop net rond met hierdie seer en hierdie hartseer en hierdie vrae en ek kan nie verstaan hoekom die Here dit gedoen het of dit toegelaat het nie. Kan nie verstaan omstandighede. Miskien moet ek nou dat jy na daai prentjie kyk en dan gaan ek nou hier weer klaar maak. Daardie gestremde kind van ons is die rede hoekom ek vanaand hier staan. As dit nie vir haar was nie, as ek nie 'n bediening nie. As dit nie vir haar was nie, was ons nooit in Kimberley. As dit nie vir haar was nie, dan sou daar nooit 'n sendingorganisasie gewees het waarby ek betrokke was nie. As dit nie vir haar was as ek gestremde nie, dan sou duisende mense deur die jare nooit die evangelie van Jesus gehoor het nie. Die Here het daardie lewe gebruik van daardie kindjie van daardie tyd, 46 jaar gelede, om duisende en duisende mense se lewens direk en indirek te raak. Daardie foto wat jy daar sien, is geneem in Botswana. Ons het 'n basis daar gehad by Kabwe. En daai foto is geneem by 'n konferensie waar ek gepraat het. En die meeste van daardie mense wat op daai foto is jong sendelinge uit Afrika wat sopas opgelei was om iewers in die wêreld te gaan om die evangelie te gaan bring aan mense wat dit nog nooit gehoor het. Nog nooit gehoor het. En toe word daai foto geneem die dag. En dat my gesê ek het op daar kom staan en ek sê nee, ek gaan nie daar staan, ek staan van hierdie kant waar die kamera is. En die persoon wat die foto geneem het daar voor my gestaan en toe hoor ek 'n stem agter my. En toe is die predikant hier in Suid-Afrika wat agter my staan en hy sê, jy voel seker baie trots, nee, as jy kyk hier voor jou. En ek sê, hoekom moet ek trots voel? Hy sê, om te dink dat dit wat hier gebeur, hierdie klomp sendelinge wat in die wêreld ingaan, is as gevolg van die visie wat jy gehad het. Jy moet trots voel. Toe sê ek van, nee, kan nie trots voel. Wat ek wel voel, is verwondering. Want die Here het die lewe van daardie gestremde kind gebruik om dit te laat gebeur. Nie my visie nie. Die Here wat dit doen. Deur 'n situasie wat vir ons lyk asof daar geen doel is nie. Dis hoe die Here werk met ons. Dis hoe hy ons stuur. Waar pas God in die prentjie in? God is besig om te midde van die stikkindheid en die gebrokenheid en die skerwe rondom ons, is hy besig om sy herstelplan uit te voer. Pas ek en jy iewers by hierdie prentjie in? Ja. Ja, ek en jy pas in. Elkeen van ons pas in op jou unieke plek by God se plan as sy gestuurde. En wat ek hoop wat jy vanaand hoor en wat jy in die huis toe gaan is, daar is nie 'n plaasvervanger vir jou rol op die verhoog nie. Daar is nie 'n plaasvervanger vir jou rol in God se draaiboek nie. Niemand anders kan jou rol oorneem nie. Daar is niemand soos jy nie. Jy is uniek gemaak, uniek geskep om jou rol in die kosmiese drama uit te leef. Uit te leef as sy gestuurde. En so is ek en jy as gestuurdes besig om ons storie van God se grootheid uit te dra in die wêreld. Ten spyte van lyding, ten spyte van siekte, ten spyte van swaar kry en bekommernis en ouderdom en onsekerheid. Die wêreld moet hoor van God se liefde te midde van die gebrokenheid rondom ons. Pinkster het ons kom toerus, die Heilige Gees het ons kom toerus. Sodat my ganse bestaan, my hier wees, God se eer sal verkondig. En dit het sê by ontdek, die storie waarmee ek begin het. En daarvan wil hy vertel by die konferensie in Kaapstad. Hy het steeds asem, want God wil hom gebruik as 'n gestuurde in sy groot kosmiese liefdesdrama. En as ek mooi kyk,